Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou, baie welkom ook by hierdie geleentheid. Dit is die derde geleentheid wat ons het rondom Pinkster 2025 en die tema tydens hierdie Pinksterreeks gaan oor hou mekaar vas. En by hierdie geleentheid gaan dit oor hou mekaar vas deur te dien of deur diens. Nou, hierdie hele reeks gaan oor die ring van Wonderboom, wat ook in hierdie tyd saam met mekaar is, hier by die NG Gemeente Doringpoort. En wat 'n vreugdevolle tyd is dit nie, in die aande en ook in die oggende, om by mekaar te kan wees nie. By die vorige geleenthede het ek ook gepraat oor daardie besondere skildery, wat jy nou nie voor jou sien nie, van Emile Nolde. En ek wil graag iets van die beskrywing weer daarvan gee. Pinkster is die naam van die skildery. En dan is daar die 11 disippels wat so rondom 'n tafel staan. En hulle is, soos daar gesê word, knus by mekaar. Wonderlike geleentheid, iets van 'n eenheid wat deur die Heilige Gees by hulle gesmee is. En die skildery is baie veelkleurig, dit is helder, dit is mooi, dit wys iets van die vreugde van saamwees, iets van die warmte. Dan is daar natuurlik Judas, wat nie by daardie geleentheid is nie. 'n ander besonderheid het ons gesien is rondom die aanvaarding van ander, waar iemand sy hand ook sou uitsteek vir Thomas. Thomas wat vir ons altyd die soort van verpersoonliking is van iemand wat nie sommer maklik sou geglo het nie, maar die aanvaarding daarvan. En dan in die sentrum van alles staan Petrus. Maar die vorige keer het ek daaroor gepraat om te sê, sekere dinge het dalk ook op die agtergrond gebeur, wat iewers konflik kon gewees het, maar wanneer dit Pinkster is, en wanneer die mense so by mekaar is, deur die werk van die Heilige Gees, dan het hulle by alles verby geloop. As 'n mens dink aan Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat by geleentheid gevra het om aan die linker of die regterkant van Jesus te sit, wanneer hy in sy koninkryk kom, en Jesus hulle eintlik berisp het deur te sê, dat dit nie gaan om gedien te word nie, maar om te dien. Iets van daardie nederige karakter waaroor ons enigstens nou ook praat. Maar dit kon en dit het ook bepaalde konflik gehad. Maar hier by hierdie geleentheid wat hierdie skildery wys, is almal so eendragtig by mekaar. Monde oop, half van opgewondenheid, oë oop. Maar in die middel van almal staan daar Petrus. Is Petrus daar? Die leier disipel. En dan kry 'n mens iets van hierdie gevoel van dinamika, van leierskap, as jy na die skildery kyk. Hy staan ook met 'n beker in sy hand, en hy's iemand wat half gereed is om ook diensbaar te wees vir die Here. En ons weet mos, as ons nou Johannes 21 lees, ook van die wyse waarop die Here weer Petrus se diens, sy ampt vir hom ook kon herstel het. So, daarom hierdie keer waarom dit gaan. Hou mekaar vas deur te dien, mekaar te kan dien. Hoekom? Op grond van die groot ontferming van God, wat daar in Christus Jesus ook vir ons was. Ek wil graag vir jou uit die blyde nuus van die geloof van Wilhelm Jordaan 'n stukkie van daardie geloofsbelydenis lees. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsus, na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk, wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars, wat kniel voor die heiligheid van God. Pragtige geloofsbelydenis. En daarom kom ek nou daarby rondom die tema van hou mekaar vas, deur te dien. Oorwin die kwaad, maar hoe? So kom ons bid net vir 'n oomblik saam. Here, baie dankie dat ons ook rondom die woord ook kan wees. Dankie dat ons die afgelope tyd en ook in die volgende tyd nog steeds op 'n besondere manier ook rondom Pinkster na die hemelvaart daaroor kan nadink. Here, dankie dat ons ook kan dink aan die hele beginsel daarvan om dienaars te wees, want U was die dienskneg
by uitnemendheid, gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. Here, en ons wil U volg, ons wil U dien met ons hele lewe, en seën ons in Jesus naam. Amen. Romeine 12 vers 11, wat hierdie woorde sê, moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. So iets van oop hande, gereed om besig te wees om te dien, om dit wat die Here in ons hande sit om te doen, om dit inderdaad te kan doen. Dan vers 1, wat sê broers, op grond van die barmhartigheid van God, dis die 2020 vertaling, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Die vorige vertaling, 83 vertaling gesê, dit is die wesenlike van julle godsdiens. En dan in hoofstuk 13 vers 11, 12, 13 en 14 sê, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds verder gevorder, dis amper dag. Kom ons doen aan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Dit het ons eintlik ook die vorige keer vir mekaar gesê. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Iets van daardie ding, terwyl ons in hierdie messiaanse tyd leef, voor die totale volëinding, iets van om met oorgawe te kan leef en met oorgawe te kan dien. Waarom te kan dien, beteken mos dat 'n mens vra. As jy wil dien, dat jy, veral as jy die Here wil dien, dat jy vra na die wil van God in alles wat jy doen. Iets so Spreuke 3 vers 6 sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. So binne in hierdie uur, in hierdie tyd, is dit so belangrik dat ons regtig sou vra wat die wil van die Here is. Deur die Here te dien, deur in die oomblik te vra, ook in die oomblik waarin ons nou is, probeer te weet te kom wat die Here se wil vir jou is. Dis tog waarom dit ook gaan. Ware toewyding, ware godsdiens, is nou om te vra na God se wil. Hoe baie keer gaan dit mos eintlik maar oor ons wil ook in die tyd. Dit wat ons behoeftes is, wat voorop staan. Dink ek aan die gebed van die Here Jesus. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Ja, die nag is verby. Dis amper dag. Laat ons dan leef soos mense wat weet hoe laat dit is. Sê ons dat ons ook in 'n minuut voor 12 leef. In hierdie tyd voordat die wederkoms weer kom. Of voordat die wederkoms inderdaad gebeur. Ek wil 'n ander vertaling gee wat iemand sê van 12 vers 1. Ek doen 'n beroep dan broers, deur die barmhartigheid van God, om beskikbaar te stel die liggame van julle offers lewendig, heilig, behaaglik vir God. Dis die logiese van julle godsdiens. En nie julle gelykvormig gemaak word aan hierdie tyd nie, maar getransformeer deur die vernuwing van julle verstand om te toets wat die wil van God is, die goeie en behaaglike en perfekte. Kom ons gaan 'n bietjie terug. Daar na die gemeente in Rome. Wil ons sê die familie van God. Die familie van die Here Jesus. Daar in Rome. Die huisgesin van die Here. Soos dit ook in klein groepe daar by mekaar sou gewees het. Soos wat dalk in die vroeë kerk, maar algemeen gewees het. Iets van dit waarvan Paulus ook sou geskryf het in 1 Korintiërs 10 en 11. Maar dan oor die optrede daarvan, maar in besonder dan ook in Handelinge 2, waar gepraat word van die eerste gemeente. En as hier gepraat word met die gemeente, dan verstaan ons ook broers binne in familiekonteks. Sulke families wat by mekaar sou kom. Wat het hulle gedoen? Daar was 'n stuk diens in wat hulle gedoen het. Hulle het vir mekaar omgegee.
Saam daarmee was daar 'n tipe van 'n wederkerigheid, want hulle was noodwendig ook binne in die omstandighede waarin hulle was, ook op mekaar aangewese. Hulle het saam gebid, hulle het saam gewerk, hulle het saam geëet. Was deel daarvan. En as hulle geëet het, wat was die ete gewees? By hulle belangrike byeenkoms, wanneer hulle brood geëet het hulle moes herinner aan die liggaam van Jesus Christus wat gebreek is. Wanneer hulle wyn gedrink het dit hulle herinner aan Jesus se bloed wat gevloei het. Tydens daardie by geleenthede, by daardie etenstye, weet ons dat daar ook onder andere onderrig plaasgevind het. Want wanneer hulle geëet het en gedrink het en gedink het, dan sou dit noodwendig ook so wees, as hulle die brood en die wyn gedrink het, geëet het, dan sou hulle onthou het van die groot barmhartigheid van God wat in Jesus Christus ook waar geword het. Want alles wat Paulus vra, berus, wat hy vir hulle vra, berus op God se barmhartigheid. Mens kan eintlik vir elke opdrag in hoofstuk 12, oor alles, dat die Here mense gedagtes moet oorneem, omdat jy metamorfose kan ondergaan, dat jy ander moet dien, ook met jou gawes, die riglyne vir die Christelike lewe, alles wat daarin voorkom, kan 'n mens amper voor elke vers sin, doen dit omdat God barmhartig is. God is die hele tyd besig om weer en weer en weer vir ons barmhartig te wees. Vir Paulus is dit 'n werklikheid wat geleë is in die feit dat die Messias gekom het. Gaan nie oor die verwagting meer, hy het gekom. Weer is 'n tipe van 'n verwagting wat 'n mens het van die Christus wat ook weer kom. Maar dis die tyd waarin God se barmhartigheid nou deur die volgelinge van Jesus vertoon moet word. Want die tyd is anders as die tyd voordat Jesus gekom het en iets van die liefde in die hart van God ook op hierdie wêreld kom wys het. Paulus se oproep is gegrond, is vas gegrond op God se barmhartigheid. Stel julle liggame beskikbaar aan God as lewende en heilige, wat vir God afgesonder is, offers, behaaglik voor God. Lewende en heilige offers wat vir die Here aanneemlik is. Nou gebruik Paulus hier eintlik mos, en dit is iets van die diens, dis iets van die wil waarna ons mos ook soek. Hy gebruik iets van hierdie offertaal, want daar is 'n stuk offervaardigheid wat deel van ons lewe moet wees op grond van die barmhartigheid van God. Offers moes altyd heilig gewees het, behaaglik wees, spesiaal, eenkant gesit, iets wat jy moes eintlik vir die Here sou weggee, dink maar sommer net aan 'n brandoffer wat jy sou gee. In die tyd van die Christus, die tyd van die Messias is hierdie offers. In die tyd, in hierdie laaste tyd waar binne in ons lewe, is hierdie offers lewendige mense, wat vir God beskikbaar is, heilig is, afgesonder is. So die tyd waar binne in ons lewe gaan dit oor, in hierdie laaste tyd waar binne in ons lewe, gaan dit oor die feit dat ons self nie noodwendig sou doodgaan nie, maar lewende offers vir die Here sou wees. Iemand wat weggegee is in jouself. Men praat ons nie daaroor altyd aan wie ek behoort nie, maar wie sin ek is. Ander woorde ook daaroor. Waarin my identiteit as gelowige mens ook lê. Daarom belangrik dat ons in hierdie tyd diensbaar is. En dit is die manier waarop ons ook vir mekaar kan vashou. Waar ons die wêreld rondom ons kan vashou, waar ons die alternatiewe kan wys, is deur nie alleen te praat nie, maar inderdaad ook diensbaar te wees, sigbaar te wees in dit wat ons doen. Die logika van die godsdienst in hierdie tyd is anders as die logika voordat die Messias gekom het. Voordat die Christus gekom het, was daar hierdie logika gewees, hierdie stuk afwagting gewees van 'n Messias wat eendag sou gekom het. Maar nou, nadat hy gekom het, nadat hy hier gesterf het, gelewe het, gesterf het, opgestaan het, hemel toe gevaar het, in hierdie tyd is die logika
Die logika van deelname, terwyl ons besig is, werksaam is binne in die koninkryk van God, op pad na die volheid, na die volleinding toe. Na die Messias ontvang gelowiges nie net barmhartigheid nie. Natuurlik ontvang ons barmhartigheid die hele tyd van God, weer en weer en weer. Maar ons word medewerkers wat barmhartigheid kom uitdeel. Elkene van die opdragte gaan oor die bemiddeling van barmhartigheid. Julle moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goeie, goed en aanneemlik en volmaak is. Daarom moenie wees soos voor die Christus, voor die Messias gekom het nie. God verander ons. Hy vernuwe ons denke. En natuurlik word ons verhouding met hom ook bepaal met die kennis wat ons van hom het. Die intieme kennis wat ons van hom het, die wil wat ons van hom het, soos dit geopenbaar is aan ons, maar wat die Heilige Gees ook daagliks vir ons deur wil gee. Beteken in die verhouding waarin ons met God staan, bring hy 'n verandering, 'n metamorfose teweeg, wat daartoe lei, dat ons, soos hy, begin dink. Want ons sê mos altyd, wat het Jesus gedoen? Nie altyd wat sou hy dit doen nie, maar wat het hy gedoen? Dit gaan dus nie net oor hierdie gewone soort van positiewe denke, wat beteken dat ons denke vernuwe nie. Iets vanuit onsself nie, dit gaan eerder dat ons toelaat, dat God ons denke vernuwe, soos wat ons hom leer ken, sal ons begin besef, wat vir hom goed, behaaglik en ook aanneemlik is, perfek is. In ander woorde, wat is belangrik, is dat ons beantwoord aan ons doel. Dat ons die doel wat die Here vir ons in die lewe stel, as gelowiges, as mense binne in ons verhoudings, as geloofsgemeenskappe, almal, ook binne in die wêreld, dat ons doel sal bereik. Want as ons nie ons doel bereik nie, as ons nie uitvind en besig is om God se wil te soek nie, dan beteken dit dat ons ook sy doel enigstens kan mis, en dit wil ons tog nie doen nie. Gemeente van Rome het aan die een kant die bedreiging gevoel van sy heidense wêreld wat hulle kon opslurp. Aan die ander kant was daar die gevaar dat hulle deur onderlinge geskille uitmekaar kon skeer. Iets van dit wat ek die vorige keer gesê het. Aan hierdie mense wat vasgevange is binne in hulle wêreld met die uitdagings waarbinne hy is, waarin hulle God se wil, God se genade sou soek, sê hy, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Deur dat hy beheer neem, dat hy die metamorfose in ons laat gebeur, om te kan doen dit wat sy wil is. Hierdie nuwe manier van dink beteken nie net om in Christus te wees nie, want dit is mos die bekende, om deel te hê in Christus nie, maar om ook soos Christus te dink en te leef. 'n nuwe manier, soos Christus te dink oor God, maar ook oor mekaar, ook oor ander mense. As ons nie dink oor God, ontdek ons God gee nie net om vir sekere mense, wat dalk toevallig soos ons is nie, maar God het alle mense lief. As twee mooi begrippe wat Paulus ook gebruik, wat hy gebruik om oor mekaar en ander te dink. Die eerste een is 'n mens, die Griekse woord sou kon gebruik is Philadelphia. Iets van onderlinge broederliefde wat ons vir mekaar het. Maar dan, ook as ons mekaar moet vashou met diens, deur dienstig te wees, deur diens te lewe, dan gaan dit ook oor hierdie woord van philoxenia, die liefde vir die vreemdelinge. Lees maar weer, Matteus 25 vers 31 tot 46. Dan sal jy hoor hoe Jesus hom ook met die vreemdelinge, met die ander identifiseer. En wanneer jy dan in die geloofsgemeenskap is en ander sou inkom van buite af wat jy hartlik moet verwelkom, uiteindelik met broederliefde moet dit vooraf gegaan word ook deur die philoxenia, die liefde vir die vreemdelinge. Ons wêreld word mos eintlik maar geken deur xenofobos, deur vrees vir die vreemdeling.
moet gekenmerk word soos Christus. Dan gaan dit daaroor om gestalte te gee aan God se wil. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Die uitdaging dan, in ontwrigtende tye, sigbaarheid, geroepenheid dat God ons vernuwe het, om volgelinge van Christus te wees, volgelinge wat in woorde en dade daarna streef om soos Christus te wees. Daarom, soms kon hulle met mekaar verskil, kon dit dreig dat hulle paaie uit mekaar loop, maar word hulle ook in ons ook uitgedaag, om steeds hartlike, onderlinge broederliefde te vertoon met eerbied teenoor mekaar op te tree. Ek sluit af met 'n baie mooi gebed. Here, U wat hierdie mense liefhet wat ek nie wil verdra nie. U wat die harte ken van hulle wat ek nie kan verstaan nie. U wat die innerlike worsteling ken van hulle wat ek ignoreer. U wat die goeie motief sien in die houdings wat ek as skynheilig beskou. Open my oë in my hart. U ken my beter as wat ek myself ken. U het my liewer as wat ek myself ken. Here, leer my lief hê met U liefde. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou elke dag in hierdie tyd waarin ons lewe in afwagting op Jesus totdat hy weer kom. Amen. Mooi bly.